Ek gaan met 2 dinge praat in die lewe, waar ek gaan uitdraai uit die lewe van Moses. Ek gaan praat oor Moses se staf in sy hand. En ek gaan praat oor Moses se hand, wat hy in sy boesem druk. Ek ken die storie. Ek ken die storie. En ek gaan dit oopmaak vir u, wat eintlik spiritually daar getranspireer het, en wat nou in die lewe transpireer. En as jy hom nie sien nie, hulle sal vir jou kyk en weet dat jy's eintlik malaats. Maar jy kan nie hom malaats sien nie. En as jy hom malaats wel sien, is hy so sterk vir malaats, dat hy justify jou leprosy. Moenie jou leprosy justify nie. Jy is wat hulle sê, die iemand kan 'n mooi persoon wees, uiterlik mooi, maar jou karakter kan jou laat lelik lyk. Mooi van buite, maar karakter laat jou lelik lyk. Moenie confuse wees tussen your personality and your character nie. There's your character and there's your personality. Jy kan 'n jubilant, happy personality hê, maar hoe kan jy mense in die rug steek van your character is flawed, your character is fail, as problems with your character. Hence, the Lord spoke in Galatians, where he speak about the fruit of the Spirit is to line up your character, so the character will bring you into heaven. Your personality shall nie vir u in die hemel kry nie. Your character in Christ sal jou in die hemel kry. So iemand kan hoe nice personality hê, en vriendelik is, maar rou as hulle tyd het. Soms is daar dinge in ons lewe, jy weet jy nie 'n vars invulling van die Heilige Gees. Jy moet 'n vars doop kry. Jy moet dit weer knie buig en reg na die Here toe terugkom. Moenie aankarring, maar jy's lang. Ons kan onsself bedrieg, né? Toe vra die Here vir hom, jy is in jou hand. Nou jy maar vra Here nou, wanneer gaan die ding change in my lewe? Hoe kan dit sê? Wat as die mense lag vir my en hulle spot vir my en dit blyk my circumstances, Here, wil nie change nie. Hulle maak gaai vir my. Hoe kan ek weet, Here, dat U is met my? Ek hou die skrif voor om te lees. Julle gaan my huis lees. Ek ken die storie. Bybel sê dat die Here sê vir Moses, wat is in jou hand as jy reg kyk? Hy sê, Here, dit is 'n staf wat in my hand is, en die Here gebied hom om die staf op die grond te gooi. Nou, jy begin mooi hoor, ek ken die storie van die staf aan die slang. Nou, daar is 'n deep dimension involved daar. Dit is so dadelijk vir die oog af nie. Maar daar in sy hand was hy net enige stokstaf. Dit was 'n staf wat hy uit Egypte gebring het. Dit was sy identiteit. Hy was 'n prins. Moses was 'n prins, Egyptian prins. Moses was trained in the Egyptian laws, Egyptian philosophy, Egyptian culture, Egyptian spirituality. Hy was geleerd. Daarom het hy vrees gehad om terug te gaan waar die magicians wat vir hom met die same ability is not strong. Soms mis ons die Here. Ons mis die Here, want ons wil ons ding vergelyk met die wêreld se ding. Die wêreld kan lyk as wat is soos ons ding. Ons ding kan lyk soos die wêreld se ding. Maar as die Here in daai ding aanklim, dan separeer die Here jou ability wat jy het van wat jy gehad het in die wêreld. Hy maak jou beter, sterker, meer oorwinnend as wat jy was nou. Die woord van die Here sê dat Moses doen wat in sy nature was. Hy gooi die staf, dit is nature. Bybel sê dat die staf, that was called the staff of Moses. Dis wat die Bybel sê, die rod of Moses, the staff of Moses, die kierie van Moses, gooi op die grond. The very identity van Moses was wrapped up in the staff. So toe hy op gooi, en die staf raak die grond, sê die Here van Moses, dis wie jy is, jy is 'n slang. There's something. Wat ons sê dat die Here moet ons expose wat wie ons regtig is. Ek sê nie is 'n slang vanmôre nie, maar wat ek wel sê, die Here sê vir Moses, jy was so van kleins af babetjie opgelei in Egipte. By sy man is hy 'n Israeliet. Hy slaan 'n man dood wanneer hy 'n Israeliet. Maar in karakter is hy eintlik 'n Egiptenaar. Hy is eintlik 'n slang en dis wat hulle aanbid het. Hulle die slang God. Moses sien die slang. Hy homself skrik vir die slang. Hy self bang. Soms moet ons die Here bid om 'n geestelike spier vir ons te wys, dat die Here ons wys wie ons eintlik is, dat ons kan skrik. Dag ek sien wie ek regtig is in my hart. Sê ek vir die Here vergewe my. Ek sê Here vergewe my. Wat U vir my sê ek het die mense seën. Ek gedink hulle maak my seën. Jy het nie my sê Here, ek moet eintlik hier vergewe. Ek het klop Jesus. Maar was in die kerk, ek het hande op mense gelê. Hulle lê onder die krag. Dowe ore gaan op kreetloos loop op my dienste. Maar my hart, iemand sê God begin met 'n hart. En God eindig met 'n hart. God begin met 'n hart. En God eindig met 'n hart. Weet jy wat sê Dawid? Hy sê hy het meer clean heart. Hy sê upright spirit. Hy sê die Here moet ons hart, want alles kom uit die oorsprong van die hart. Amen.
Jakobus sê, James sê, die oorsprong van die hart, uit die mond kom alles wat hier is. Enige een wat weet van 'n slang, weet jy tel 'n slang op by sy kop. Hoekom sê die Here vir hom gebied, tel die slang op? Want 'n slang tel jy nie by die steek op. Want die slang kan omdraai en jou pik. Moses, hy ywer om die slang by sy steek op te tel. Want soms, as daar dinge wat ek nie net bang is om te doen, want jy weet jou karakter. Sometimes we lose out. Ons wil vriende, familie, oor 'n stink karakter. So toe Moses die slang optel by die stert, draai die slang nie om en pik hom nie. Inteendeel, wat die Here hom sê, ek sal jou karakter change. Ek sal jy wat dink jy is, ek sal jou laat verstaan jy is niks sonder my. En hy druk die karakter van Moses van Egipte aan die grond en hy sê, nou sal jy word the staff of God. As jy verder lees, dan sien jy dat praat over die staf van God. Dit was die staf van Moses. Nare onder ons het as hom en die Here word Moses 'n staf, die staf van die Here. Dan sy karakter was ontbloot en in die grond gedruk. Unless a grain of seed falls into the ground and die. Unless a grain of seed falls to the ground and die. Daar sal ek nie, ons lyk pragtig, maar ons is nog baie lewend. Ons het nie gesterf. Moses weet ook, hy het die ability in Egypt om dinge verkeerd te maak. Maar die Here sê vir Moses, ek kan jou karakter begin verander, maar jou hart is nog vuil. En die Here sê, trek jou hand aan jou boesem, haal uit, dis maar laat. Hy sê, dis die kondisie van die hart, dis maar laat, dis sieklik. Dis maar laat, dis sieklik. Dis aansteeklik, dis verwerplik. Want hy maar laatse man en vrou, en die daar, was soos HIV, jy kan nie net mens soos hy wil. Dis aansteeklik COVID, jy moet jou separate. As mense nagekom 2020, dan moet jy sê, moet nie nagekom, ek het COVID, ek is COVID-19, ek is COVID. Jy moet het skree, jy moet het sê. Dan die jare, skree, ek is malaat. Al die kos om gegooi na jou toe stap hulle weg, want is aansteeklik. Malaat dat al jou lidmate en goed is af van vrot. Alles val weg, jou ore val weg, jou neuspunt en lippe. Sometimes in the house of God, is ons eindelijk malaat, maar niemand kan het zien nie, want ons wordt verborgen. En wanneer iemand die malaat zit, dat dress, raak ons kwaad. Maar ons wil jy iemand moet raak, en ons malaat zit nie, want ons in het begin bedoel. Dit is een jammer aspect van ons leven. Al die openbaring kry Moses voor sy journey van. Iemand wil die Here vanmorgen sê dat ek het purpose en destiny vir jou. Maar jy wil net nie die drie dinge. Een, jy wil nie skop uit. Aan die grond wat jy opstaan, of wat jy nou huis is, jou werk is heilig. Skop uit. Raak ontslaaf van wat tussen my en jou staan sê die Here. Twee, jy moet jou karakter voor my belê, sodat ek vir jou kan change en 'n nuwe mens. Jy kan nie bang wees vir jou eie karakter, gaan jou doodmaak nie. En as jy dit, moet jy des te meer verander. Twee, jy moet jou hart voor my bring, dat ek jou hart kan ombaar. Kyk hoe lyk jou hart. Wys vir Moses na sy hand. Vat van die blaad. Hy sê, that's a condition of your heart. En as die Here vanmorgen met die praat, en die Here sê, dat die Here wil 'n nuwe ding in die lewe doen, dan moet jy oplaai vir die nuwe. You have to line up for this new thing. Jy moet jouself posisioneer vir hierdie nuwe ding wat die Here wil. Het gaan nie die lig uitval nie, het gaan nie die lig uitval. Kry woord in, kry die vars in door van die Heilige Gees.